Dag sê kerels en welkom by nog 'n episode van Blokpan Basics. My naam is Edu van Boer en Butcher. Daar's twee metodes hoe jy bacon kan maak. Hulle praat van 'n wet cure en 'n dry cure. Nou 'n wet brine is 'n soutmengsel wat die kommersiële ouens maak met sout, praakpowder of daai curing salt, daai pink sout wat 'n nitraat is. Dan kan jy nou verskillende kruie bygooi. Juniper berries of jenever bessies gaan natuurlik lekker saam met bacon, jou bay leaves, jou heel swart peperkorrels. En dan sal hulle die varksnit wat nou van bacon gemaak word, of dit nou loin is of belly is, wat ons nou by sal kom, sal jy dan nou in daai nat mengsel in dromme in jou koelkamer laat staan vir so 3 dae of wat, waarna hulle dit dan sal uithaal, droog maak en dan sal dit roker toe gaan. Die dry cure metode vat iets wat langer. Hy vat tot 14 dae maklik. Net vir die curing van die sout. So jy sal jou snit vat, bedek met jou kruiemengsel en dit vakuum verpak en in jou koelkamer elke dag, elke tweede dag of wat sal jy hom omdraai en weer die vleis smeer met die aftreksel wat in die sakkie is en sal dit oor vacuum. Daai proses kan aangaan tot 2 weke, daarna hang jy hom uit om te droog. So hierso voor my is 'n pork loin en 'n pork belly wat reeds gebrine was, soos ons sê, en reeds koud gerook was. 90 grade, nie vreeslik hoor as 90 grade nie. Jy wil hom nie gaar rook, jy wil net daai rook smaak inkry. So dit is dan nou die rugbacon, soos ons hom ken, die back bacon wat van die loin gedeelte gemaak word. En hierso is dan nou die belly. Die vark se rib is dan nou afgehaal, hy is ontbeen en ook sy vel, die vel word afgehaal. Hy word gedierine, soos hulle sê, anders kan die rook nie penetreer nie. Ons almal ken die streaky bacon. Ek wil vandag vir julle 'n vinnige resepie wys wat lekker maklik is en wat ook nie die curing salt of die pink sout dan nou die nitrate bevat wat mense so versigtig voor is nie. Dis 'n baie delikate sout daai met mooi werk met hom. So hierso het ek basies 'n mengsel, 50% sout en 50% suiker. Jy kan nog kruie ook hier bygooi. Ek het dit vir eers nou net plain gehou. So dis ek sal sê dis so 'n koppie sout en 'n koppie breinsuiker. En wat ons gaan doen is, ek het hier so 'n stukkie belly reeds ontbeen. Dit is vars pork belly, been is af, vel is af. En ek wil vir julle wys hoe om bacon sommer by die huis te maak. Wat ons gaan doen is, ons gaan hierdie sout en suiker mengsel, gaan ons die belly weerskante lekker dik invryf. Die punte ook, net jy in die onderkant ook vang. En hierdie is iets wat jy by die huis kan doen. So, almal van ons het Ziploc sakkies by die huis, speel bietjie hiermee. En soos ek sê, jy kan nog kruie bysit. En dan hierdie pork belly wat dan nou so bedek is, sit jy in 'n Ziploc sakkie in jou yskas. So vir die volgende 3-4 dae. Elke dag maak jy daai Ziploc sakkie oop. Hy gaan al hoe meer fermer word. Hy skei al hoe meer vog af. Die sout, hy dehydreer die vleis. Maar dit word jou brine, wil ek amper sê. En jy draai hom om elke dag. Voor jy hom nou omdraai in die yskas, maak jy seker daai vloeistof word lekker ingevryf in die vleis en dan draai hom om. En dit herhaal jy so vir 3 dae. Daarna, die van julle ouens wat hou van met 'n Weber rook, jy kan hom daarna op die roker gooi. Dan na so 3 dae in die Ziploc, haal jy hom uit jou yskas uit en jy maak hom lekker droog. Dan sit jy hom terug in die yskas, laat hy weer set en lekker droog. Die buitekante moet droog wees vir daai rook om te penetreer, want hierna kan jy hom in jou roker sit. So 2 ure, 90 grade, gebruik 'n lekker vrugte, hout, soos appel of cherry of prime gaan heerlik saam met bacon. Ek sal hom nie gaar rook nie, net cold smoke. Daarna terug in die yskas, laat hy weer afkoel en set, soos hulle sou sê. En dan kan jy net deur 'n koue vleis, 'n snyer, sny jou bacon, die dikte wat jy van hou, of jy kan hom 'n bietjie dikker sny vir so gerookte pork rasher. Jy kan dit selfs in blokkies sny, vir daai carbonara wat jy by die huis maak, knoffelbroodjie op die kant, botteltjie witwyn
En dan sien ons julle volgende week.